En ons nuuspersoon van die week is James Kemp. James, weer 'n keer goeiemôre en baie welkom aan jou. Altyd lekker, dankie Dawie. Ek het nog 'n tyd dan gepraat oor klein besighede en meer groot besighede en hoe moeilik dit is om 'n besigheid om werklik te vestig en te groei en so aan. Maar as jy 'n minister is, of as jy 'n adjunkminister is, lyk dit vir my jy het nie nodig om hard te werk of enigiets te doen nie. Ja. En ek verwys nou spesifiek na die adjunkminister van polisie wat hierdie week aangedui het dat hy nog nie eintlik werk het nie. Nee. Dis nou al 'n jaar later. Dis Kassel Matali, hy is die adjunkminister van polisie. Hy het hierdie afgelope week voor die ad hoc komitee in die parlement wat ondersoek instel na die ongeruimthede in die polisie getuig. En hy het gesê dat die eerste keer toe hy hoor van hierdie taakspan wat ontbind is, dog dis fopnuus. Hy het dan niks daarvan gehoor nie, maar hy getuig dan ook verder dat nie hy, onthou daar's nog 'n adjunk, hulle is 2 adjunkte in die polisie, dat nie hy of sy kollega, die ander adjunkminister, al enige take of opdragte gekry het om uit te voer nie. So dis 'n lekker lewe. Laat ek net 'n bietjie seker maak. Nou, hoeveel ministers het ons in Suid-Afrika? Ministers 34. Hulle is almal deel van die kabinet. Hulle is almal deel van die kabinet. En dan Dis die hoeveel kabinet. adjunkministers? Daar's 40 adjunkministers. 40. So daar's 34 ministers, 40 adjunkministers. Dat die adjunkministers, hy kan ook nie waarneem as 'n minister afwesig is nie. Dan word 'n ander minister aangewys om tydelik in daardie minister se pos waar te neem. En die adjunkministers is nie kabinetslede. Hulle is nie kabinetslede nie. Nou, maar okay, nou, so ons praat hier van meer as 70 ministers en adjunkministers wat ons het in die land. Ek praat van 74. Ja. En nou ek vra nou vir jou 'n vraag. Ek meen jy's nou joernalis, jy weet hierdie tipe van goeters. Ek stel my nou voor die adjunkminister van sport byvoorbeeld. Wat dink jy doen hy? Ek weet nie wat doen die adjunkminister van sport nie. Ek weet nie wat doen die adjunkminister van klein sake ontwikkeling nie. Daar's 'n rits departemente wat ek nie weet wat doen die adjunkminister sê. En dis iets wat ook nou onder bespreking is. Action SA wat 'n grondwetwysiging voorstel wat sê maar kom ons doen weg met adjunkministers. Wat is hulle rol? Hulle is nie eers 'n PA nie. So hulle is eintlik maar net, hulle is net 'n las op die belastingbetaler. In die stadium met die regering van nasionale eenheid wat ons tans het, kan ons dalk redeneer dat die adjunkministers is nog 'n paar posisies wat Cyril Ramaphosa of ander politieke partye kan gee om bietjie van 'n verhouding te smee, band te smee, maar dis dit. Is dit 'n geldige punt om te maak om te sê dat ons het so 'n klomp adjunkministers ten einde net politieke stabiliteit in die land te bereik? Ek dink nie dis 'n prys wat ons kan betaal nie. Dawie, ek dink nie dit is iets wat ons kan bekostig nie. Ons kan nie daardie stabiliteit subsidieer nie of daardie vorm van stabiliteit nie. Daar's ander maniere om daai stabiliteit te verkry. 'n Groot storie ook hierdie week is die lys van 40 wat gesê het nie in ons naam nie. Dis 'n redelike groot debatspunt op verskillende media platforms en dit alles spruit uit 'n aankondiging wat die Amerikaanse president Donald Trump onlangs gemaak het. Die Washington Post wat berig het dat hy die aantal vlugtelinge wat die VS gaan inneem verminder na 7.500 en dat tot 7.000 van hulle vlugtelinge sou wees van Afrikaner vlugtelinge sou wees. So bietjie meer as 40 Afrikaners wat toe nou 'n skryf onderteken het wat gesê het nie in ons naam nie, jy kan nie Afrikaners as rasslagoffers in post-apartheid Suid-Afrika uitbeeld nie. Solidariteit en Afriforum wat ook betrek is na die oop brief en daar word gesê hulle mag ook nie namens ons praat nie en dan ook dat dit oneerlik is om wit leiding uit te sonder in Suid-Afrika. En daardie bespreking, daardie oop brief wat toe nou 'n redelike debatspunt op verskillende platforms geword het die afgelope week. En jy het nogal baie aandag daaraan gegee. Die media oor die algemeen het baie aandag daaraan gegee. Flip Buys wat reageer het. Hy het gesê dat deur so 'n oop brief laat jy die ANC skotvry wegkom. Kyk, iets wat ook nou gebeur het is die ANC het ook daarop reageer. Die Engelse praat van 'n kiss of death en ek dink dit is bietjie wat hy die oop brief gegee het deur dit te verwelkom. Jy kan nie, dis nie 'n goeie idee as die ANC ondersteun met iets nie. Dis nie baie lekker nie. James Kemp, ons nuuspersoon van die week. Dankie dat jy weer 'n keer by ons 'n draai kan maak. Dankie Dawie. Nou daai het julle dink nou maar net wat doen die adjunkministers van sport? Kyk jy televisie die hele dag? Ek wonder.